Op my beurt is dit weer eens 'n voorreg om met u te wees en ek wil graag aansluit by my boodskap van verlede week en dit was soos 'n opbou en 'n besaaiing van idees en gedagtes sodat ons almal op dieselfde bladsy kan wees met betrekking tot hierdie behoefte wat nou ontstaan het. Ons is 'n volk wie glo dat hierdie Bybel die woord van die Here is. Ons glo in God ons Vader, die skepper van die heelal. Ons glo in die Seun van God, die Here Jesus Christus, ons heiland en saligmaker, wie ten koste van sy lewe ons van ons sonde kwytgeskeld het en die voorreg en die geleentheid gegee het om saam met hom seuns van God te wees. Ons glo in die teenwoordigheid en die troos van die Heilige Gees. En as sulks beskryf God ons as die regverdiges, omdat daar die kwaliteit van oortuiging en daar die kwaliteit van glo sy gawe van geregtigheid bekom. Kom ons bid. Vader in die hemel, aan u kom lof, prys en aanbidding. En dit is ons moeite vandag, Here, om voor u te verkeer, om ons pleitdooie, om ons smekinge, om ons vrae na intervensie by u te los. Help ons om te verstaan hoe ons onsself moet inrig, om dit te bekom wat slegs die hemel kan verskaf, dat 'n verandering in Suid-Afrika teneergebring kan word. Here, ons het behoefte aan u. Ons het behoefte aan die bediening van u engele. Ons het behoefte aan die uitstorting van u Heilige Gees om oortuiging te bring van sonde, geregtigheid en oordeel. Ons het behoefte, my God, dat manne en vroue van God hulle plek sal inneem om die verantwoordelikhede van bediening uit te voer. Ons het behoefte, Here, dat die gelowiges met mekaar sal saamstem en die werk van die Here sal beamen. Help ons nou om te verstaan, help ons, Here, om ag te slaan, help ons om geopende oë te hê en ore wat hoor en harte wat verstaan wat die Heilige Gees ons wil leer. Ek bid dit bloot deur genade in die naam van Jesus. Amen. So ons wil nou onmiddellik begin met hierdie lesing wat gaan sin maak van die dinge wat ons al reeds gehoor het verlede week. En dit het te doen met 'n tyd en 'n geleentheid toe die nasie van Israel onder verdrukking was van 'n vreemde volk en nasie, wie hulle oorweldig het. In hierdie geval was dit die Babyloniërs en met die Babyloniërs daarna die Mediërs en die Persiese lande. Nou hierdie Mediër en Persiese lande is dieselfde land wat huidiglik bekend staan as Iran en Irak. Nou, ek wil hierdie gedeelte van skrif eers lees, dan gaan ons van die verse bemyn om te kom vind wat dit van ons verg, omdat ons as 'n Suid-Afrikaanse burgervolk, as 'n nasie, hulle self in 'n soortgelyke toestand vind
soos Israel haarself gevind het, die nasie van die Jode, onder die kragtige en magtige hand van die Mediërs en die Persiese lande. Ek lees vanaf vers 1 en ons gaan heel wat lees tot om en by vers 20. Dit was in die eerste regeringsjaar van Ahasveros se seun Darius. Hy was 'n Mediër. Hy het oor die Babyloniërs regeer. Tydens die eerste jaar van sy koningskap het ek, Daniel, die skrifte van wat die Here vir die profeet Jeremia gesê het, nagegaan oor die tydperk wat Jerusalem vervalle sou lê. Dit sou 70 jaar wees. Ek het toe voor God die Here gekom en gevas en gebid. Ek het sakke aangetrek en as oor my gestrooi. Dit was sy toenadering tot verootmoediging. It was his way of humbling himself physically before the Lord, putting on sackcloth and throwing ash onto his head. Ek het vir die Here my God gebid en voor hom my skuld bely. Ek het gebid, ag Here, U is 'n groot en geweldige God. U hou by U verbond. U bly loyaal aan die wat U bepalings navolg. Ons het gesondig en verkeerd gedoen. Ons het teen U oortree en van U bevele en gebooie afgewyk. Ons het nie na U dienaars, die profete, geluister nie. Hulle het namens U met konings, ons leiers, ons voorgeslagte en almal wat in die land woon, gepraat. U is reg, Here. Ons staan vandag beskaamd voor U, ons almal wat aan Juda behoort en in Jerusalem woon, ons almal van Israel wat naby en ver is, in al die lande waarin U ons verban het, omdat ons U ontrou was. Here, ons is skaam, omdat ons konings, ons leiers en ons voorouers teen U gesondig het. Maar die Here, ons God, ontferm hom oor ons en vergewe ons, selfs al het ons teen hom in opstand gekom. Ons was nie gehoorsaam aan die Here, ons God, om te lewe volgens die voorskrifte wat hy vir ons gegee het, deur sy knegte, die profete nie. Die hele Israel het van U bepalings afgewyk en weggedwaal, omdat ons nie na U geluister het, toe U ons geroep het nie. U het nou oor ons die dreigemente en vervloekings laat kom, wat in die wet van U dienaar Moses geskryf staan, want ons het sonde teen U gedoen. U het presies met ons en ons leiers laat gebeur wat U ons beloof het. Daar was nog nooit so 'n groot ramp op aarde, soos die een wat U oor Jerusalem laat kom het nie. Elke vervloeking wat in Moses se wet staan, het oor ons gekom, nogtans het ons nie voor die Here verootmoedig en gebreek met ons sondes en gesoek na U waarheid nie. Die Here het teëspoed oor ons laat kom. Die Here ons God is reg in alles wat hy doen, want ons het nie na hom geluister nie. Here, ons God, U het U volk met krag uit Egipte verlos en so die goeie naam gemaak wat U vandag nog het. Maar ons het oortree, ons het goddeloos opgetree. Here, tree regverdig op en neem weg U vurige woede van U stad Jerusalem, daar waar U tempel is. As gevolg van die sonde en die oortreding van ons voorouers, het Jerusalem en U volke bespotting geword in die oë van almal wat rondom ons woon. Ons God, luister tog na die gebed van U dienaar en sy smeking, terwille van U self. Word toch weer goedgesind teenoor U verwoeste tempel, Here. Spits toch U ore, maak oop U oë, sien ons ellende raak. Kyk
Hoe lyk die stad wat u naam dra? Ons vra dit nie omdat ons regverdig is nie, maar ons smeek u omdat u barmhartig is. Here, hoor tog, Here, vergewe ons, Here, luister tog, en doen iets daaraan. Moenie nog wag nie, o God, want u stad en u volk dra u naam. Ek het aangehou om te bid, en my volk se sonde te bely. Ek het gepleit met die Here, my God, ter wille van sy heilige tempel. Nou ja, volk, daar het u dit. Die agtergrond en die inhoud van die intercessie van Daniel. Omdat die land van sy volk, die stad van sy volk, die tempel van sy volk, die toestand van sy volk, behoeftig, ellendig verkeer het. Met die Babyloniërs wat hulle oorheers het, die Mediërs wat wette geskryf het. Nou, kom ons vervang Babylonië en die Mediërs. Ons vervang dit met Suid-Afrika se regering. Nie almal in Suid-Afrika is ondersteuners van die ANC nie. Nie almal in Suid-Afrika stem saam met die uitkomste wat behaal word en bepaal word deur die nuwe regering van nasionale eenheid, the Government of National Unity. Wat voorheen verloop het en wat huidiglik geskied, is nie soveel anders as wat ons nou net van geleer het en gelees het nie. Verlede week was die klem gewees op die gedagtes, wanneer die fondamente omvergewerp word, wanneer die fondamente opgebreek word, wat kan die regverdiges doen? En die vraag van daardie stelling toon aan dat die antwoord berus met die regverdiges. En ek het die identiteit van die regverdiges bepaal. Dit is die gelowiges in Jesus Christus. Dit is die kerk wie in die Bybel glo. Dit is die bloedgewastes, die geesvervuldes en die woordberades. Dit is hulle. En nou word hulle opgesom in die persoon van Daniel. Daniel is 'n regverdige. Ons moet mooi verstaan wanneer ons praat van regverdigheid. Dit het nie te doen met 'n persoon wie nie 'n sondige natuur het nie. Alle mensdom sou ontstaan vind uit die bron van een man. Dit is Adam. En Adam het 'n sondige mens kom word. En alles wat Adam na vore gebring het, is sondig by natuur. En uit hierdie sondige natuur kry ons 'n beginsel wat aan ons bekend gemaak is deur die gebed in die Psalm van Dawid, wanneer Dawid sê in die Psalms, hy sê, in ongeregtigheid is ek in my moeder se baar opgevang, en in sonde het sy geboorte gegee aan my. So, vanuit die standspoor is ons sondige mense, maar hierdie gawe van geregtigheid is iets wat aan ons oorgedra is, vanaf die oomblik wat ons in die Here Jesus Christus kom glo het, as heiland en saligmaker. Hy van wie Johannes die Doper gesê het, aanskou die lam van God, wie die sondes van die wêreld verwyder en wegneem. En omdat hy die sondes van ek en u weggeneem het, berus dit slegs met hom. Dit is hom waardig, dit is hom eerwaardig, pryswaardig vir wat hy gedoen het, om ons te beskik as mense
aan wie geen sonde toegereken word nie, maar in plaas word geregtigheid aan ons toegereken. En hierdie geregtigheid word aan ons toegereken as 'n present, as 'n gawe. En uit hierdie toestand van geregtigheid word 'n verantwoordelikheid op ons gelaai. En dit is om te verseker dat die fondamente reg is en nie verkrummel word nie. En nie omvergewerp word nie. En so in hierdie Daniel persoon, wat nadat hy sy studie gedoen het, volgens die profetiese boeke van Jeremia, het hy kom besef, dat God was reg om hierdie straf oor die volk te bring, om hulle in 70 jaar van ballingskap te knoop, om hulle toe te wy aan die verdrukking van die Babyloniërs en die Mediërs en die Persiese volk. Maar toe hy besef dat hierdie tydperk tot 'n einde moes kom, het hy geweet dit is sy verantwoordelikheid om in voorbidding sy smekinge en pleidooie voor God te bring. Nou onthou nou, ek is besig om aan u te sê, dat dit is 'n templaat, dit is 'n voorbeeld. Dit wat die Babyloniërs en die Mediërs gedoen het, is wat die ANC gedoen het, en wat die nasionale regering van eenheid besig is om te doen. Hulle het God vervreemd en ons as 'n volk ly daaronder, omdat ons ondersteuning verleen het. Maar Daniel, die regverdige, die manier wat hy bid, sy toenadering in gebed, die beginsels in sy gebed, die bewoording van sy gebed, die aanspraak van sy gebed, wys vir ons wat ons moet doen. Wat God in en deur Daniel verrig het, want onthou, dit is nie Daniel op sy eie nie. Dit is die gees van God wie Daniel gekies het, omdat Daniel 'n regverdige is. En ja, ek weet, Daniel sou nie weet van Jesus Christus nie. Nee, hy het op een of ander stadium 'n gesig gesien van die Here. Dit is geskryf in die Bybel, in die boek van Daniel sê dit, in 'n nagvisie het Daniel homself vasgevind, opgeneem in 'n gesig, en hy het geaanskou, soos in die hemelryk, trone gevestig was, en die troon van die oue van dae, en hy sien met hierdie gesig, een soos die seun van 'n mens, wat op die wolke van die hemel opstyg, en voorgestel word aan die oue van dae. Dit is die Here Jesus. Hy het die Here Jesus in daardie droomgesig gesien, maar hy het nie persoonlik die Here Jesus geken, soos ek en u die Here Jesus ken nie. Maar aan hom as gevolg van sy geloofsoortuiging, om vol moed en vertroue te hê in die woorde van die profete, en in die woorde van die Heilige Gees, en in die woorde van die Vader, aan hom is toegereken dat hy 'n regverdige is. En as 'n regverdige het hy homself verbind in die moeitevolle arbeid van glo. En sy glo het gemaak dat hy gebid het. En dit wat hy gebid het, was as gevolg van sy onderskeiding. Dat wat met sy volk gebeur, wat met sy nasie gebeur, wat met sy mense gebeur, wat met sy leiers en heersers gebeur, wat met sy tempel gebeur, wat met sy geloof gebeur, wat met die heilige berg en die stad wat na die naam van God genoem is gebeur. Dit het hom gedryf om te bid in voorbidding. Maar kyk die kwaliteit van sy gebed, kyk die inhoud van sy gebed, want dit help ons wanneer ons nou moet intree en bid. Hoe bid 'n mens vir Cyril Ramaphosa? Hoe bid 'n mens vir die visie-president? Hoe bid 'n mens vir Naledi Pandor? Wanneer hierdie mense in dieselfde bed lê met islamitiese leiers wêreldwyd wat terrorisme ondersteun. Hoe bid 'n mens vir dit? Daardie soort gebed word hier gevind. Dit word nie uitgevoer deurdat jy
die vinger wys om te blameer nie. Nee. Kom ons kyk na die gebed van Daniel. Hoe het Daniel gebid? Daniel het nie gesê, Here onthoof vir Darius, die leier of die koning van die Mediërs nie. Nee, hy het nie so gebid nie. Kan ek bid en sê, Here vervang Cyril Ramaphosa? Wie was president nou onlangs? Ons het 'n Jacob Zuma president gehad wat 'n verborering oor hele Suid-Afrika gebring het wêreldwyd. It was a real embarrassment having Jacob Zuma as a president. But he was the president. And he was replaced. Was he replaced with a better person? Nee, ons sit nog steeds met dieselfde situasie. So, ons kan nie bid om hierdie mense te verwoes, of af te breek, of te verwyder nie. Ons moet bid soos Daniel dit aan ons voorlê. En in die 13de vers sê Daniel, hy sê, en ek weet, hy is 'n Suid-Afrikaner, waar hy bly, in die dorp, in die stad, onder die munisipaliteit, in die stad, Johannesburg, Durban, Gqeberha, Port Elizabeth, East London, Durban, Cape Town, Bloemfontein, waar ook al hy self in, waar ook al die oë verraai hy nie. Die oë gee onderskeiding, hy sien dit met die eie oë. Hoe lyk die paaie? Hoe lyk die hoofpaaie? The potholes is ridiculous. I don't even want to begin with the descriptions. But let me repeat the words that Daniel repeated, that Daniel prayed. Want dit is hoe ons moet bid en voorbidding nou vir ons land. Daniel sê byvoorbeeld, in Daniel 9 verse 13, he says, all this disaster has come upon us, yet we have not made our prayer before the Lord our God, that we might turn from our iniquities and understand your truth, Lord. Your truth. In die tweede lyn, vers 15 tot 19, ek gaan nou net hier vanaf 13 tot 19 rond beweeg, sodat ons kan sien nou hoe en wat die belydenis moet wees voor die Here, sodat God vir ons ook 'n engel boodskapper kan stuur om te sê, dinge begin nou te verander. In die tweede lyn van hierdie vers sê het, we have sinned, we have done wickedly, our sins and the iniquity of our fathers, die ongeregtighede van ons ouers, ons vaders. We are a reproach to others. In the eyes of other people, we are a reproach. And our state is a state of desolation because of our disobedience. Nou kyk wat sê. Ons moet nou begin eerlik wees. Suid-Afrika, ons moet nou begin eerlik wees. Wanneer ons eie sondes en die sondes van ons pa en oupas we gotta own it. If you don't own it, you cannot bring it under the blood. There are sins of the past that must also be forgiven because they never asked forgiveness for their sins. You ask yourself, why is it that such a big percentage of our population at large, gaan nou nie ras noem nie, maar daar is wat kwaad is vir die verlede. Wil jy vir my sê, they must just get over it? No, my friend, it doesn't work like that. When you own the sin of your fathers and your fathers' fathers, then you can bring it under the blood and you will secure forgiveness of it. If you do not secure forgiveness of sins by bringing it under the blood, the sins remain empowered and the demons work amongst those who are offended by your sins. Kom ons lees dit weer. In vers 15 en 19, o Here ons God,
U het die volk met krag uit Egypte verlos, so die goeie naam, het 'n goeie naam gemaak wat u vandag nog het, maar ons het oortree, ons het goddeloos opgetree. Maar ons is in 'n ramp. Elke vervloeking van u wet het oor ons gekom, nogtans het ons nie voor die Here vooruitmoedig nie, en gebreek met ons sondes nie, en ons het ook nie gesoek na u waarhede nie. U, Here, is regverdig in alles wat u doen. Here, neem u vurige woede van u stad af, daar waar u tempel is. Wie is die tempel? Ons is die tempel nou. Die woede van God word in die tempel van ons liggame uitgeoefen. As gevolg van die sonde en die oortredinge van ons voorouers, het ons stede en u volke bespotting kom word in die oë van almal wat rondom ons woon. Wil u weet hoe om te bid vir Suid-Afrika? Daar is mense in ons land wat kwaad is vir die verlede. Die rede hoekom hulle nog steeds kan kwaad wees en hulle kwaad wil uitoefen, is omdat ons nooit voor die Vader toegeëien het dat ons voorouers en agtervoouers gesondig het nie. Heavenly Father, we and our fathers have sinned against you. That is why you are righteous in allowing this punishment to come upon us. Maar, wanneer jy het onder die bloed bring, is daar die sondes vergewe. En die demone van die kwaad word werkloos gestel. In die derde lyn, we do not have the capacity or the ability to repent. Ek wil vir jy sê, dit is eienaardig. Spits toch die ore, Here, maak oop die oë, sien ons ellende raak, kyk hoe lyk die stad wat die naam dra. Ons vra ons vra dit nie omdat ons regverdig is nie, maar ons smeek U omdat U barmhartig is. Here, hoor tog, Here, vergewe ons. Here, luister. Here, doen iets daaraan. Moenie nog wag nie, Here. O God, want U stad en die volk dra U naam. In die derde lyn sê Daniel, hy sê, vers 13, hy sê, nogtans het ons nie voor die Here verootmoedig, ons het nie gebreek met ons sondes en gesoek na U waarheid nie. Wanneer jy breek met jou sondes, is wanneer jy bekeer. Dit is die woord. Repent. And when you find that you have an inability to repent, wanneer jy vind dat jy kan nie bekeer nie, jy wil nie bekeer nie, that is a very dangerous place to be. Because repentance itself is a gift from God. Die vermoë om te bekeer is 'n godsgawe. Waarvan moet jy bekeer? Lees dit weer. Dis vers 13 van Daniel 9. Elke vervloeking wat in Moses se wet staan, het oor ons gekom, nogtans het ons nie. Ons het onsself nie voor die Here verootmoedig. Ons het nie gebreek met ons sondes. Ons het nie gesoek na U waarheid nie. Om te breek met sondes is om te bekeer. En die vermoë om te bekeer is 'n godsgawe. Wanneer jy weet dat dit jou plig is om te bekeer en jy weier, dan is dit dat jy weerhou word van bekering. Bekering, repentance is a gift from God. The ability and the capacity to repent is a gift. Do you know why? In die evangelie van Markus 4 sê die Here, hy sê, dit is aan julle gegee om die geheime en die verborgenhede van die koninkryk te weet.
Met ander mense sal ek praat in gelykenisse en ingewikkelde gesegdes, wat gaan verg dat hulle dit moet, they must figure it out, you know? He says, lest they repent and are forgiven and are healed. So wanneer die volk van die Here dit moeilik vind om erkenning te gee, dat hulle gesondig het en hulle ouers gesondig het, en dit is hoekom hierdie regering so is. Okay. Hold that thought. I am telling you, the template of what happened in Babylonia, with the Medo-Persians and Darius the Mede and Xerxes oppressing the people of God, making life miserable for them, passing laws that were unjust and unfair. It matches what is happening to us in South Africa. So righteousness decrees that the same principle that brought relief and deliverance there is the principle that will bring relief and deliverance here. And Daniel is telling us, we must not blame them. Don't show the finger. Yes, I see the corruption. I see it. Ek sien die kaalvretery. Ek sien het. Ek sien die onregverdigheid. Ek sien het. Ek het gery Jeffreys Bay toe ek was in Port Elizabeth gaan kuier. Ek kon nie glo hoe die plek gelyk nie. I couldn't believe it. But it is what it is. It is what it is. Because we have a Babylonia and a Media and we have a Darius and we have this oppression and we have this unjust. But it's not going to change. It's not going to change. You need to get on your knees. You need to accept that repentance is your prerogative. Dit is jou voorreg om 'n bekeerslewe te lewe as 'n uitoefening van 'n gawe wat God jou gee en om die belydenisse te doen wat ons nou van praat. My tyd loop so vinnig uit. Die tweede lyn sê, ons moet verstaan wat die waarheid is en ons moet erken en onderskei wat die woord van God is. Here, slaan ag op my, Here, slaan ag op ons, Here, slaan ag op ons ouers, ons vaders, Here, slaan ag op die volk, die nasie, Here, slaan ag op die knegt, gee agting aan die stad, aan die heilige gebergte, Here. Laat die magtige hand vir u naams onwil, Here. Laat u geregtigheid seëvier met genade en vergifnis. Ons kan en moet erkenning gee, miskien was daar 'n poging om dit so te doen, maar dit het nie vrug gedra nie. You know why it is? It says there that the Lord is furious, the Lord is angry, and therefore he wasn't hearing the prayers, and he was withholding the shine of his face upon the place of his sanctuary, and he was closing his eyes to our state of desolation, and he was not forgiving sins, and he allowed the desolations. But now, Daniel says, oh Lord, hear, oh Lord, forgive, oh Lord, listen, oh Lord, act, oh Lord, do not delay. Suid-Afrika, gaan lees weer, oor en oor, gaan lees dit. Daniel 9, spandeer tyd vanaf vers 13 tot vers 19. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 verse. Bly daar. Luister wat ek aan u sê. Dit is 'n templaat. Dit is 'n voorbeeld van wat met ons heiliglik gebeur en die uitkoms, the solution is the same. The solution is this. Let us pray. Vader, ons kom voor u bloot die genade met erkenning dat dit wat met ons gebeur het is 'n verdienste loon, want ons het onsself nie verootmoedig nie en nog het ons erkenning gegee van ons sondes en die ongeregtighede van ons voorvaders en vaders. Maar Here, ons wil vra dat u genadig sal wees in hierdie oomblikke met geopende oë en ore wat hoor, dat u glans van u guns oor ons sal laat skyn en dat u genadig sal optree teenoor ons, u volk,
Ons die regverdiges vra, Here, dat die fondamente van Suid-Afrika, die fondamente van die samelewing, die fondamente van ons volk en land, weer reggestel sal word, Here. En die veranderinge wat U sal aanbring, weet ons, dit is 'n Godstaak alleenlik. Dit gaan nie van ons verg om burgeroorlog te voer nie. Dit gaan nie van ons verg om aardse betogings na vore te bring nie. Ons, Here, gee erkenning dat ons het behoefte, dat die bloed van Jesus in ons lewens ons sal bedek van alle ongeregtigheid. Vergewe ons en vergewe ons voorvaders, vergewe ons ouers, ons ma's en pa's, oupas en oupa grootjies, almal wat voorheen nie sondes bely het nie. Ons bely al sondes met God in die naam van Jesus. En ons laat dit in U hande rus om die veranderinge te neer te bring. Ek bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen en amen.